Goeiemôre almal, Dinsdagoggend. Vandag is dit die 2de Desember, die jaar 2025, 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader en ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Nou gaan ons so 'n bietjie gesels oor jaloesie. Ek weet nou nie, ek het jare terug het ek baie daarmee te doen gehad, maar die Here kom en hy maak vry en hy maak skoon. Jaloesie het te doen met 'n lewensingesteldheid en ontevredenheid en onvergenoegdheid, sodat 'n mens eerder 'n ander een wat hulle het begeer. Mense wat deur die gees van God beheers word, is mense wat liefhet. Mense wat liefhet is nie jaloers nie, en hulle is ook nie afgunstig op ander wat hulle het nie, want die liefde gun ander wat hulle is en wat hulle het. Solank ons harte deur selfsug en deur naaiwer gekenmerk word, het die liefde van die Here ons nog nie oorrompel, sodat ons lewenswyse 'n getuienis van hom kan maak nie. Halleluja. Nou sommer daar vroeg in Exodus in die woord van God, Exodus 20, sê die Here vers 17, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat aan jou naaste behoort nie, want dit is deel van jaloesie. Ons gaan dan na Psalm 37 verse 1 tot 4. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny nie wat hulle onreg doen nie. Want soos gras sal hulle gou verwelk en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Halleluja. Spreuke 27 verse 4 en 5. Woede is wreed, toorn kook oor, maar wie kan voor jaloersheid standhou? Openlike teregwysing is beter as verborgde liefde. Halleluja. Romeine 1 verse 28 tot 32. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het hy hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, misdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat, al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook die goedkeuring skenk aan die wat dit wel doen. Romeine 13 vers 13 en 14, laat ons wel voeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap nie, nie in ontug en ongebondenheid en in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Ons laaste gedeelte kom hier uit 1 Petrus 2 vers 1 en 2. Lê dan alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid af en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys en eer. Here, daar is niemand soos U. Here, baie dankie dat ons in die woord kan wandel. Here, dankie dat U ons leer en ons lei. Here, U is 'n jaloerse God en U is 'n verterende vuur. Here, ons mag nie afgode dien nie, want U kan ons in 'n oogwink verteer wanneer ons sulke dinge doen en U terg en 'n bespotting maak van U goedheid en U liefde. Here, wees met ons en help ons, Here, sodat ons nie jaloers en nydig sal wees en afgunstig sal wees op 'n ander, oor hulle dan nou kan sy's meer het as ons nie. Here, ons moet vergenoegd wees met wat ons het. Dankie, Here, dat U vir ons gee vir dit, die behoeftes wat ons het. Here, U ken ons, U weet wat ons nodig het, en U voorsien in ons behoeftes. Ons bring U al die lof en die eer en die aanbidding. Halleluja, amen en amen.